Goedenavond allemaal, baie welkom. Jammer dat ons julle nou moet stil maak. Het is altyd lekker om so te sit en te kuier. Baie welkom. Kom ons sluit die oor nou bid ons net saam. Ons Hemelse Vader, ons kan net weer eens vir u baie dankie sê dat ons vanaand weer by mekaar kan kom. En ons weet dis alles maar net genade uit die hand. Ja, elke dag wat u vir ons skenk, is maar net genade. Here, ons kan maar net elke dag in dankbaarheid voor u buig, u naam loof en prys, want u is ons God, maar u is ook ons Vader wat na ons omsien. U is die God wat beloof dat hy ons nooit in die steek laat nie, wat elke dag op 'n besondere manier in ons lewens betrokke wil wees. Ja, Here, dankie vir die goedheid, dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kan luister na die woord. En dankie vir die woord, en dat ons weet, die woord is die waarheid, die woord is betroubaar, die woord kan ons met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand glo. Seën dan nou ook ons saam wees, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing ons met 2 liedere weer saam, dan begin ons met lied 191, en daarvan van die eerste, tweede en derde vers. En dan sing ons lied 470, die eerste tot die derde vers.
lees vanaand saam Jesaja 55 vanaf die eerste vers en dan weer Matteus 6 vers 9. Kom almal wat dors is, kom na die water, selfs die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag, kom na my toe, luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied, en hulle sal ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop. Terwille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde, en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. Sal die woord wat uit my mond kom, ook so wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê, en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Ons lees net tot sover. Nou in die vorige preke oor Onse Vader het ons eerstens aandag gegee aan die woorde Ons Vader in die eerste reël van hierdie gebed. En God het ons genooi na sy woonkamer, en daar kan ons sien wie ons Vader regtig is. 'n Vader wat nie bereid is om op te hou om Vader te wees nie. Gister het ons gekyk na die woordjie is, in die eerste reël van die Onse Vader gebed. Daar het ons God leer ken aan die verskillende name wat vir hom in die Bybel gebruik word. En ons het gesien dat hy die fundament van ons hele lewe is, want hy is. Hy bestaan, en omdat hy bestaan, bestaan ons ook. En vanaand gaan ons saam met God stap na sy uitkyktoren toe. En ek wil eers net 'n paar algemene opmerkings maak. Dit is nie vir ouers moeilik om hulle kinders te beïndruk nie. Seuns is baie keer verstom oor dit wat hulle pa alles kan doen. Hy kan kap en saag. Hy ken omtrent al wat 'n kar is se naam. Hy kan goed wiskunde doen. Hy ken omtrent al die plekke in die wêreld. Hy kan motors bestuur. En die dogters staan weer verstom oor hoe maak en kos maak en koeke bak en allerlei ander dinge kan doen. En dat sy amper so slim is soos 'n dokter en nog 'n hele klomp ander goed. Dus die vraag, hoekom is dit so? En die antwoord is eintlik eenvoudig. As gevolg van die volwassenes se opleiding, as gevolg van sy ervaring, wil ek amper sê, leef hulle in 'n ander domein as hulle kinders. Wat kinders nog moet leer en die ouers lankal al vergeet. As dit dan waar is van ouers en kinders, is dit soveel meer waar van ons en God. Leer maar net die verskil tussen kennis
en ons kennis en ons kinders en vermenigvuldig dan met 'n biljoen. En jy sal ietsie begin verstaan tussen die kontras tussen ons en God. Hy woon in 'n totaal ander ryk. Hy is die totaal andere. 1 Korintiërs 1 vers 25 stel dit so: wat vir die wêreld onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. Wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Jesaja 55 vers 8 en 9 stel dit eintlik nog beter. Hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. God woon, kan 'n mens sê, in 'n ander domein. Sy gedagtes is totaal ander as ons. Sy gedagtes is nie eens naaste by ons gedagtes nie. Ons en God is eintlik ligjare van mekaar verwyder. Ons dink bewaar die liggaam, God dink red die siel. Ons vermy pyn en ons verlang na vrede. God gebruik soms pyn om vrede te bring. Ons vra genade net om te vind dat God alreeds aan ons vergifnis aangebied het. Ons vra lyding net om uit te vind dat God se lyding alreeds vir ons opgeteken staan in sy woord. Ons is bly oor ons suksesse, maar God verheug hom wanneer ons skuld bely. Ons wys soms vir ons kinders welaf mense, ouers wat dan baie geld het, en ons sê vir hulle, kyk na daardie mense, wees soos hulle. Maar God kom, en hy kom wys ons 'n gekruisigde timmerman met bebloede lippe, en deur woorde sy en sê, gaan wees soos Christus. Ja, ons gedagtes is nie God se gedagtes nie. Ons manier van doen is ook nie God se manier van doen nie. God het 'n ander agenda. God woon in 'n ander dimensie. God leef op 'n ander vlak. En hierdie ander vlak word hier in die eerste vers van ons Vader genoem. Ons Vader wat in die hemel is. En nou dat ons dit weet, neem God ons hand en lei ons tot heel bo in sy huis, na die hoogste vlak. En daar swaai hy 'n swaar houtdeur oop en nooi ons binne. En in hierdie vertrek besef ons dadelik, ons het nie 'n teleskoop nodig nie. Want die glasplafon bokant ons is massief groot. Dit bring die hemelruim amper so naby aan ons dat dit vir ons voel asof dit enige oomblik op ons gaan val. Ja, die hemel is so hoog dat jy amper voel jy's daarmee verweef. Miljoene sterre swerf om jou heen, totdat jy amper duiselig word daarvan. En as jy opnuut elke ster en planeet wat jy sien, as jy tyd daarom kon spandeer, 'n paar sekondes, dan sal 'n leeftyd nie genoeg wees nie. En dan mag God rustig hier agter jou, terwyl jy hier na die sterrehemel kyk. En toe hy sien dat jy so vasgevang is deur dit wat jy sien, deur die omvang, die glansrykheid van alles, fluister hy saggies in jou oor. Jou Vader is in die hemel. Ons onthou ons, toe ons klein was, hoe ons dikwels met mekaar gespog het oor ons paas. My pa is so sterk, hy kan dit en dit doen. En dan sal die ander ouetjie sê, maar dis niks nie, man. My pa is so sterk, hy kan baie meer as dit doen. En dan doen ons ook met ons ma so, jong, my ma kan wonderlike koeke bak. Nee man, dis niks, jy het nog nooit gesien of geproe die koeke wat my ma kan bak nie.
God sê vir ons, as ander spog oor hulle gode, gaan sê vir hulle, my Vader lewe in die hemel. En hy regeer en heers oor die heelal. Die natuur is God se werkswinkel. Die hemelruim is sy getuigskrif. Die heelal is sy visitekaartjie. Wil jy weet van sy mag? Kyk dan maar net na die skepping. Wonder jy oor sy krag? Gaan kyk by sy huisadres. Biljoen sterrestraat nommer 1. Wil jy iets weet van sy grootte? Gaan staan onder die naghemel en kyk na die sterrenlig wat miljoene jare van tevore uitgestraal is. En gaan lees dan weer 2 Kronieke 2 vers 6 wat sê, wie sou eintlik die vermoë hê om vir hom 'n tempel te bou as die hemel, die hoogste hemel, hom nie kan bevat nie. Sien, God is totaal onaangeraak deur die atmosfeer van die sonde. Hy is nie gebonde aan die verloop van die geskiedenis nie. Hy word nie aan bande gelê deur die ouderdom en die tamheid van die liggaam nie. Dit wat ons beheer, beïnvloed hom glad nie. Dit wat ons hinder hom glad nie. Dit wat ons moeg maak hom nie moeg nie. En dis wat hierdie bede vir ons wil sê. Ons Vader wat in die hemel is. Word 'n arend versteur deur die verkeer? Nee, hy vlieg daarboor. Word 'n walvis gepla deur 'n orkaan? Nee, hy swem onder die orkaan deur. Word 'n leeu gepla deur 'n muis in sy pad? Nee. Hoeveel te meer is God, wat dit alles gemaak het, nie in staat om uit te styg bo ons ou probleemies in die lewe nie. Matteus 19:26 sê dit immers duidelik. Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. En tog, al weet ons al hierdie goed, al hoor ons al hierdie dinge, al weet ons God woon in die hemel, dan verraai ons vrae baie keer ons onbegrip oor die feit dat God in die hemel is. Dat hy die een is wat alles gemaak het. Hoe kan God tegelijkertijd oral wees? So asof God gebonde is aan 'n liggaam. Hoe kan God almal se gebede wat gelyktydig gebid word hoor? Hoe kan God gelyktydig Vader, Seun en Gees wees? As die mense op mense op aarde my nie wil vergewe nie, hoe kan God my dan vergewe? Hierdie God wat so heilig is en wat in die hemel is, hoe kan hy my enigstens vergewe? Dit is baie belangrik dat wanneer ons oor God dink, oor hoe hy in ons lewens teenwoordig is en hoe dat hy ons lewens beheer, veral ook wanneer ons bid, dat ons altyd sal onthou dat ons God in die hemel is, dat ons God in beheer is. En as 'n mens met minder oortuiging sou bid, dan sou ons gebede maar vlak en leeg wees. Kom ek probeer dit verduidelik vanuit 'n ander hoek. Kyk na die son. Elke vierkante meter van die son straal voortdurend 130.000 perdekrag uit. En tog is ons son so kragtig soos wat dit is, een van die kleinste sterre tussen die 100 biljoen sterre en planete wat ons hemelruim uitmaak. Sou ek 'n R5 stuk so eentjie weghou en ek maak my oog toe en ek kyk na die R5 stuk, dan blokkeer jy daarmee omtrent 15 miljoen sterre uit jou gesigsveld uit. Of dink aan die aarde. Die gewig van die aarde word geskat op 6
triljoen. Dis 'n 6 met 21 nulle. En tog is die aarde presies geplaas op 'n skynsas van 23 grade. Wetenskaplikes sê as dit enigstens iets meer of minder sou wees, dan sou die aarde totaal onbewoonbaar gewees het. En hoewel die aarde van ons draai teen 'n spoed van 1600 km per uur, val nie een van ons van hierdie aarde af die ruimte in nie. Daarom wil ons nou hier in God se uitkyktoring vra, wil God aan ons 'n paar belangrike vrae ontvra. As ek die sterre in hulle baan kan plaas, dit alles wat jy sien gemaak het, dink jy dat dit moontlik is dat ek, jy my kind, ek jou lewe kan beheer? As ek magtig genoeg is om die son se vuur aan te steek, dink jy nie dis moontlik dat ek jou veilig op jou pad kan begelei nie? As ek genoeg omgegee het vir Saturnus, dat ek vir hom die pragtige ringe gegee het, dink jy nie dat ek in staat is om vir jou te gee dit wat jy ook nodig sal hê in hierdie lewe nie? En juist daarom kan Jesus kom en met oortuiging sê, moenie bekommerd wees oor die lewe, oor wat jy sal eet of oor wat jy sal aantrek nie. Kyk na die voëls, kyk na die blomme van die veld. God sorg vir hulle. Hoekom sal hy nie soveel te meer ook vir julle sorg nie? Dieselfde God sê vir ons, hier waar ons daar in die uitkyktoring van God se huis staan, en hy saggies vir ons fluister, ek is jou Vader, ek bly in die hemel. Alles wat jy rondom jou sien, het ek gemaak. Alles word deur my in stand gehou, en so ook jy, jou hele lewe. Want jy is ook deel van dit wat ek gemaak het. Inteendeel, jy is die kroon van alles wat ek gemaak het. Daarom soveel te meer vir jou, my kind, sal ek vir jou doen en gee wat jy nodig het. En as jy dan dink, ek kan nie, kom staan maar net weer hier by my in die uitkyktoring en kom kyk en besluit maar self of ek kan en of ek nie kan nie. Nou dat ons weet hoe groot en hoe goed God is, kan ons begin verstaan waarom hy van ons vra om hom te aanbid. Daarom kom God en vat hy nou ons hand en lei ons nou na die kapel, die kerkie in sy huis. En in daardie kerkie gaan ons volgende keer saam met God sit. Amen. Kom ons gee weer geleentheid vir stil gebed en kom ons praat met die Here oor dit wat hy ook vanaand vir jou gesê het. Kom ons raak stil. Here, ons kan maar net saam die psalmdigter sê, wonderbaar is die naam
die ganse aarde. Here, as ons so hoor hoe groot en almagtig U is, dan gaan dit ons klein verstandjies te bowe, dat U wat so groot is, so almagtig is, so heilig is, enigstens met ons as klein, swak, nietige mensies bemoeienis maak. Maar dankie Here dat U wou. Dankie dat U na die wêreld gekom het deur Jesus Christus, U Seun. Dat U naby ons gekom het, God Immanuel. En dat U ons opnuut weer kom aanneem het as U kinders. En dat U opnuut weer nou vir ons wil kom sê, my kind, vir my is niks onmoontlik nie. My kind, ek is die God wat jou vashou. Ek is die God wat vir jou sorg, wat vir jou voorsien, wat vir jou lei en vir jou dra. Ja, Here, baie dankie dat U ons Vader is wat in die hemel woon en dat ons weet, ja, met 'n sekere wete kan weet, dat U altyd vir ons vashou, vir ons lei en vir ons dra. Dat U vir ons sal doen en vir ons sal gee, dit wat ons nodig het. Help vir ons, Here, om net volledig vir U te vertrou, ja, amper roekeloos te vertrou, vir dit wat U in ons lewens wil doen. Help ons op ons pad, en ons vra dit in Jesus se naam, maar ook met groot dankbaarheid. Amen. Kom ons sluit weer af met lied 266, die Onse Vader. Ontvang nou die seën van die Here, mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die hulpkrag en bystand van die Heilige Gees, met ons elkeen wees en bly, nou en tot in alle ewigheid. Amen.